Okie dokes, page 77. So we have a marriage, yeah. Oh, that's what the hospitals do on you. Right, here we go. 3 uur neem juffrou Duil haar huis toe. Maar Letty het hulle verwag. Blykbaar is dit deur mevrou Coetzee gereël. Sy het haar netjies se skoene aan, die vensters blink, die gordyne is gewas, die erf is gevee en daar is tee en gemmerkoekies. So Mama Letty, yeah, she did a thing, nah, wash and bake ginger cookies and everything. Tina kyk na haar ma vir die eerste keer soos 'n buitestander en sy sien haar ma is stewig gebou. So if you are stewig gebou, dan jy lekker makulu, né? Alright. Maar haar vel is jonk en sonder plooie. Hulle mense se velle word nie so gou oud soos die wit mense se nie. Sy hoop sy het haar ma se vel. Haar ma het haar blou kopdoek aan met die blou sisrok. Nee, nou 'n sisrok is the dress that you bury of that you keep in the closet for only special occasions. Dis jou sisrok, nee. Alright, met die baie velle waarin sy so mooi soos 'n pop lyk. Gelukkig lyk dit of die deftige skoene nog nie knyp nie. Sy het dit seker aangetrek toe sy hulle in die pad sien afdraai het. So Mama Letty looks great. She's got a fancy sisrok, laces on. The house is clean. There's tea, ginger cookies, né? Haar fancy skoene. Toe sy gesien sy hulle kom, toe trek sy seker gou haar skoene aan, né? So sy's ready for them. Haar ma en juffrou Duil skud hand. Noem my Diana, sê juffrou Duil. So wat's juffrou Duil se naam? Diana, né? Haar ma knik. Tina weet, dit gaan vir haar moeilik wees. Sy is gewoond om onderwysers juffrou te noem. Ek en Stefans gaan trou en ek wil hê Tina moet my blomme meisie wees. Vra juffrou Duil met die deur in die huis. Now underline met die deur in die huis. Now that means if I say something met die deur in die huis, it means I don't think about it, I just say it. Nee, it's something I want to say, but I don't look for an opportunity, I just come straight out and say it. Nee, right, met die deur in die huis. Mama Letty, ek wil hê Tina moet my blomme meisie wees. Met die deur in die huis, nee. Maar Letty gee die koppie tee aan, bied die bordjie met koekies aan. Ons sal eers daaroor praat, sê sy waardig. Ek en my man sal eers daaroor praat. Maar ma, bars Tina uit. Hulle kyk albei na haar ma kwaai. En nou juffrou Duil sê, jou ma is heeltemal reg, Tina. Jou pa is deel van die besluit. Tina, sê haar ma, Aunt Sanna het gevra, jy moet 'n bietjie vir haar gaan Bybel lees. Gaan sommer nou. Tina staan onwillig op. Onwillig meaning sy wil nie, nee. Nou wil hulle oor haar praat. Sou Tina nou, sy moet nou gaan en vir ouma Sanna gaan Bybel lees, want hulle wil nou oor Tina praat. Nou, you know mos how it works, nee? It works so. Maar sy weet daar is nie terug te praat nie.
anders gaan daardie einste knypskoene vanaand op haar agtersteewe praat. Sou Tina nou, sy kan niks sê nie. Anders gaan mamma Letty daai fancy skoen vat en vir haar gat slaan. Nee, sy weet dit. Aunt Sanna verwag haar natuurlik als gereël. Sy sug. Aunt Sanna is reg. Sy wil altyd hê Tina moet uit Hooglied lees. Hulle behoort 'n beperking op die ding te sit. Nou laat hulle 'n kind dit vir hulle lees. So Tina says, ugh, Aunt Sanna always wants me to read out of Hooglied. I think we have to put a limit on these things. Now, right, you with me? Okay. Goed. Page 78. Juffrou Duil het al gery, toe Tina uiteindelik by Aunt Sanna wegkom. Sy kan huil van teleurstelling. So when she went back from Aunt Sanna and she sees Juffrou Duil's already gone, she feel like crying, teleurstelling, disappointment, nee. Maar Letty soek eiers in die hoenderhok, in haar sloffies en haar blou rok. Die hoenders kloek verskrik. Hulle ken nie die blou gevaarte nie. Tina gaan staan by die draad van die hoenderhok. Ma, sê sy onseker. Ma Letty kyk op. Haar oë is bruin en weerloos. Vir die eerste keer verstaan Tina wat Stefans destyds in haar gesien het. So for the very first time, Tina saw the beauty of her mother and the innocence and the love that's weerloos, né? And for the first time, she understood what Stefans 16 years ago saw in Mama Letty.